Goeiemôre vriende, dis vandag Vrydag die 15de Mei 2026. So die begin van 'n naweek, die begin van as julle nou sal onthou, julle wat nou ouer is, ons het altyd met Pinkster begin op 'n Hemelvaartdag. Ek weet nie hoe daai predikant dit gaan nie. Hy het 10 preke agter mekaar gepreek. Ek onthou nog my pa, daai Saterdag, hy Donderdag het hy gepreek, die Vrydag, die Saterdag, die Sondag. Hy het 4 keer gepreek, 1 keer in die oggenddiens, dan het hy 'n middagdiens gehad op 'n buiteplek en het hy by Dower College by die onderwys college het hy 'n diens gehad en dan het hy nog die groot diens in die aand gehad, dan Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en hy Sondag het hy weer herhaal met 4. Dus 4 is 8, kyk ek gou by syne, 4 is 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hy het 16 preke gehad. Ek moet eerlik vir julle sê, dis 'n bietjie next level. So ja, so ek wil julle uitnooi dan nou vriende na die Pinksterdienste toe op van Maandag af. Is dit wat begin by ons gemeente en dan gaan ons daarna na van die ander gemeentes toe. Wat ons dan die Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrydag het. Ons sluit dan af by die Anglikaanse kerk die Vrydag. Ek sal vir julle môre sommer die ander plekke gee. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie vir u nabyheid, Here. Dankie vir die hier wees in die nou by ons, saam met ons. Dankie o Heilige Gees, dat U ons vervul en ons omhels met die teenwoordigheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons het so die volgende 3 dae het ons bietjie meditatief hoe ons omgaan met die skrif en dan Dinsdag sal ek begin by die Hebreërboek. Die Hebreërboek, ons is mos maar ons ritme dat so elke keer nadat ons boek klaar gemaak het, dan het ons so 'n bietjie meditatiewe gedeelte. Nou ek het vir julle gesê Timoteus klaar gemaak, Filemon was letterlik 'n hoofstukkie gewees, sodat ons dan 'n bietjie met mekaar kan gesels. Ons het Titus en Filemon, baie 2 klein, baie kort boekies. Dus kom ons vandag meditatief begin met hierdie 2 of 3 geleenthede. Ek wil vandag begin met julle met die meditasie uit Psalm 127. Julle weet hoe werk dit op hierdie stadium. Ek sê iets vriende, ek gee vir julle stilte, julle kan dit verleng deur dit te pause op julle rekenaar of op julle selfoon en so julle kan dit langer of korter maak die gedeelte waar jy stil bly. En dan dink jy oor hierdie wat ek vir jou noem, miskien is daar een woord, partykeer is dit goed as jy soet, jy kry al een woord uit in die stiltyd, bid jy daai een woord, sê Here, ek hoor hierdie woord by U. Wat beteken dit vir my, né? Of daar wat ook al. Jy haal ietsie daar uit of jy bid saam met 'n gedeelte oor jou lewe. Dis maar die hele doel om meditatief daarmee om te gaan, né? Kom ons raak so vir 'n oomblik net stil. Heeltemal stil voor die Here. As die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite 'n bestaan te maak
vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. Seuns is geskenke van die Here. Kinders word deur hom gegee. Seuns is geskenke van die Here. Kinders word deur hom gegee. Ek sit by, dogters is geskenke van die Here. Kinders word deur hom gegee. Soos pile in die hand van 'n krygsman, so seuns wat gebore is toe hulle vader nog jonk was. Dit gaan goed met die man wat sy pylkoker so gevul het. Sulke mense het niks te vrees as hulle met die vyand in die stadspoort onderhandel nie. Ek wil bysit want dit is baie patriargaal in daai tyd gewees wat 'n mens verstaan dat die dogters wat die Here vir ons gee is 'n gift van God. Is 'n gawe van God. As hy jou 'n dogter gee, het hy jou iemand baie spesiaal gegee in jou lewe. Net soos wanneer hy vir jou 'n seun gegee het, het hy vir jou iemand baie spesiaal in jou lewe gegee. Iets wat ons nie verdien nie. Sê vir hom dankie vir jou kinders wat hy vir jou gegee het. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Ook in julle kinders, in julle seuns en in julle dogters. Amen.